soos julle weet, vandag is Pascha, Paasfees, en daar is so baie wat ons kan sê aangaande die Paasfees, dat ons vat gewoonlik, hierdie is die eerste keer vir my, en ek weet nie hoeveel jaar, wat ek af het op 'n Paasnaweek nie, want ek is gewoonlik elke keer by die konferensie, ons het ons jaarliks konferensie al vanaf Joshua gebore is, wil ek amper sê, en hierdie is die eerste naweek wat ek hier is in 'n baie lang tyd, 'n Paasnaweek, en dit daarbey gesê, wil ek vir jou die punt meebring, dat dit vat 'n konferensie, 'n paar ure se sessies, as jy oor die Paasfees praat, want daar's soveel diepte, daar's soveel breedte, daar's soveel inligting, en nie net inligting, waar die Gees van die Here so vaardig raak, in dienste, en behalwe vir dit, is dat daar is so baie waaroor ons kan praat, wanneer dit kom by hierdie heilige instelling, deur die Here homself, wat eers vir Israel gegee was, naamlik die Pascha, die Paaslam, en ons gaan nou daarvan lees, en hoe dat Jesus dit kon vervul het in die Nuwe Testament, dat daar is so baie om te sê, 'n konferensie, en al die konferensies altesaam, kan nie al die dieptes daarvan aan die meebring nie. Maar ons kan by iets stil staan in hierdie tyd wat ons hier het, en daaruit leer, vra dat die Gees van die Here vir ons die woord oopbreek. En daarvoor wil ek hê, jy moet saam met my blaai na Exodus hoofstuk 12 toe. Genesis, Exodus en die 12de hoofstuk. En soos ek sê, daar is so baie wat ons kan leer, en die lyde van ons Here Jesus Christus, ons gaan, nou gaan ek daaraan raak. Maar ek wil graag hê dat julle moet lees wat die woord van die Here sê, daar vanaf vers 1. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van maande wees. So hierdie maand naamlik, die maand van Nisan in Hebreëus nou, is die eerste maand van die jaar. En dit moet die eerste van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering, en dan kom die woord van die Here, en sê hy wat hulle moet doen is, en sê vir Israel, op die 10de van hierdie maand, moet elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Nou, ek gaan net vinnig parafeer wat gesê word, dat wat Israel gedoen het is, ons weet, om nou net die konteks te gee, dat jy verstaan, waarvan ons praat. Israel, God het die beloofde land aan hulle gegee, maar hulle is in Egipte land op hierdie stadium, waar hulle vir 430 jaar alreeds is. Vir 430 jaar. En vir hierdie 430 jaar roep hulle, en bid hulle, en die Here sê dat ek het geluister, en hulle gebede tot my opgekom, hoe dat Israel gebid het. Hulle was in die slawehuis gewees. En natuurlik wat ons van lees is dat, toe die Here na hulle luister, toe sê die Here, okay, vir Moses, ek stuur jou terug, gaan verlos my volk, en julle weet toe, wat het die Here, toe Farao vir Moses sê, wie is die Here, en dis in hoofletters in jou Bybel, as jy die ou vertaling lees, dit is, dan verwys dit na die heilige naam van God, wie is Jahwe, wie is hierdie God, waarvan jy praat, toe antwoord die Here vir Farao, met 10 plaagte, dis wie ek is, en die Here sê ook, dat dit is 'n teken wat die Here gedoen het, strafgerigte in vers 12, wat die Here teen die gode van Egipte gehad het. Nou mens kan by elkeen van hulle stil staan. O, julle aanbid die afgod Ra, duisternis. O, julle aanbid dit, paddas, julle wil paddas sê, vat vir julle paddas. Dat die paddas in hulle panne, in hulle kookpotte, in hulle oonde, in hulle beddens, in alles was. Dit was een groot gemors. O, julle aanbid die Nyl, die watergees, laat die hele Nyl bloed word. Bloed, en alles het dood gegaan, het het gestink. Ek meen, ons verstaan nie die dieptes van wat het, toe Farao vir Moses vra, wie is die Here, Jahwe? Wie is Jahwe dat ek na hom moet luister? Want hulle het hulle gode, Ra, Ramses, hulle het al hierdie gode van hulle, en nog
menigmale, Osiris, Horus, Isis en al hierdie ander gode. So hulle daar, en toe hy sê, wie is Jahwe dat ons na hom moet luister, sê die Here, dis wie ek is. Maar die laaste plaag was iets besonders gewees. En dit sal tyd vat om oor alles te praat, maar die laaste plaag wat die Here Egipte land mee getref het, sê die Here vir die Israeliete, deur Moses en Aaron, jy moet op die 10de dag van die eerste maand, moet elkeen van julle Israeliete, moet julle 'n lammetjie neem en julle moet hom natuurlik na julle huise toe bring. En julle moet hom in bewaring hou tot op die 14de dag. So vir 4 dae. Hoekom vir 4 dae? Dat vir 4 dae moet die lammetjie geïnspekteer word of is enige gebreke of vlekke en sulke goeders wat hom dan diskwalifiseer vir 'n offer vir die Here. Maar nietemin is dat ons sien dat hulle neem toe hierdie lammetjie en die Here sê uitdruklik vir hulle dat wat hulle moet doen is. En hy sê daar in vers 6, en julle moet dit in bewaring hou tot op die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. So wanneer moet die lammetjie geslag word? Teen die aand. En dan gaan hy aan om te sê, en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huis waaraan hulle dit eet. Hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Oor vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit eet met bitterkruie. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is of dit in watergoedjies, maar oor die vuur gebraai. Hoor hoe moet hulle hierdie lammetjie eet? Die kop, die pootjies, saam met die binnegoed. Nou jy gaan nou vir my vra, maar hoekom moes hulle die pootjies, die binnegoed en alles, die hele lam geëet het? En die Here sê, julle mag ook niks daarvan laat oorbly tot die môre toe nie. En dan sê die woord van die Here wat hulle moet doen. En die Here sê, ek gaan deur Egipte land trek. Nou ek wil hê jy moet jouself dit veronderstel. Farao wat dink hy is God, hy dink hy is die seun van God, en so het al die ryke wat gevolg het, die Egiptiese ryk was die Farao, dan was dit die Assiriese ryk, en dan natuurlik kan ons aangaan deur al die Babyloniese ryk, en hoe hulle almal gedink het, hulle is die gode, later die Romeinse gouverneurs en emperors, so hulle gesê het, en dit is op hulle coins geskryf ook, byvoorbeeld Tiberius, wie die emperor of die magshebber is, hy is die seun van God. So hulle het altyd hierdie dis hoekom, as jy, daar's soveel detail om oor te praat, wanneer kom by Paasfees, dat jy moet verstaan hoekom Jesus gekom het as die seun van God. Dit openbaar soveel dieptes vir 'n mens, maar die punt is dit, die Here sê dat ek gaan deur Egipte land trek. En dan sal ek my oordeel bring oor elke huis waar die bloed nie aan die poste van die deure gesmeer was nie. En dit is waar die Engelse woord Passover come from. Want die Here het gesê, when I shall see the blood, I will pass over you. My judgment will not rest upon this house, but it will pass over. Dis waar Paasfees vandaan kom. Is dat die Here sê dat wanneer ek die bloed van die lam sien aan die deurposte gesmeer, sal my oordeel oor daardie huis gaan, en dan sal ek so doen dat daar waar die bloed nie is nie, al die eersgeborenes tref van Egipte land, naamlik van mense sowel as van diere. Al die eersgeborenes. Geliefdes, ek is die oudste van ons is 2 kinders, ek en my suster. Ek is die oudste. Ons het hierdie sonnaarskool prentjie in ons kop, al die babetjies getref. Alhoewel daar ook 'n waarheid daaraan is dit nie die eersgeborene ek sou gesterf het in hierdie ouderdom. So ek vind ek is die eersgeborene. So alle eersgeborenes tref die Here, en daar's 'n rede hoekom die Here dit gedoen het, maar die Here tref hulle.
en die oordeel van die Here is op elkeen wat nie die bloed het op die deurposte gesmeer nie. Maar die Here sê, wanneer ek die bloed op die deurposte sien, sal my oordeel oor daardie huis trek, en dit sal kom by hulle wie nie die bloed van die lam aan hulle huis gesmeer het nie. En hier kom die awesome ding oor, en ek het al in die verlede daaroor gepraat, ek gaan net vinnig daaraan raak, is dat, hoekom hulle die hele lam moes geëet het, en hulle het seker al die preek gehoor, het ek gepreek het, die lam in die buffet, maar dit is, wat ek hier wil sê, is net die volgende, is dat die lammetjie wat hulle moes geëet het, na wat toe het dit verwys? Jesus Christus. Want Jesus Christus, Openbaring 5, Johannes 1 vers 29, hier is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Openbaring 5, hy is die lam van God wat geslag is, en so aan. Jesus Christus word vergelyk met die lam van God sonder gebrek en so aan, sonder enige vlek, Jesus Christus is sondeloos. En die Here Jesus Christus word gesien, ons kyk terug en ons sien, dit was 'n vervulling van Jesus Christus in die kruis, in dit wat Jesus vir ons gedoen het. En die rede hoekom hulle alles moes van die lam geëet het, en dit ook vinnig geëet het, as jy verder lees, sal jy sien, dat die rede daarvoor is dalk bedek gewees vir 'n oomblik, maar vir my en jou, wat nou in die tyd van genade leef, kyk ons terug na dit wat die Here Jesus vir ons op die kruis gedoen het, en ons besef, dat Jesus sê in Johannes 6, en julle kan dit gerus by die huis gaan lees, sê Johannes 6, sê Jesus, as julle my vlees nie eet, en my bloed nie drink nie, kan julle die lewe nie in julle nie. Het julle nie die lewe in julle nie. Met ander woorde, julle kan my, en dit is toe die mense om hulle self vererg vir Jesus, en gesê, waarvan praat Jesus, dat Jesus sê, eet my vlees en drink my bloed. Maar Jesus het van iets baie dieper gepraat. Jesus het terugverwys na iets wat reeds gebeur het, wat hulle moes verstaan het. En hier kom die ding, eet die hele lam. Jesus sê, as ons na hom toe wil kom, en ons wil hom aanneem as ons redder, en ons verlosser, en ons saligmaker, moet ons hom ten volle aanneem vir wie hy sê hy is, nie wie ek dink hy is nie, vir wie hy sê hy is. Luister baie mooi. Jesus sê, eet die hele lam, julle moet my vlees eet en my bloed drink, anders kan julle die lewe nie. Hier sê die Here, eet die potjies en die binnegoed en die kop en dis nie lekker, maar ek hou van die ribs. Verstaan julle? En wat die Here sê, daar is, nee, jy kan nie pick and choose wat jy van my wil hê nie. Jy moet my ten volle aanneem. Wanneer jy na my toe kom, moet jy my ten volle deelagtig word. Jy sien, ongelukkig in die kerk, en ek sien dit so oralste waar ek kom, mense het hierdie denke oor wie God is, en hulle vat attribute, attribute is wat iets is, attribute van hierdie tafel is uit pote, en hy is uit hout uitgemaak, dis attribute, dit beskryf wat iets is. Nou God is dis attribute, God is almagtig, alwetend, alteenwoordig, onverander, en so kan ons aangaan, die attribute van God is menigmaal, alleen wyse, alleen siene, onverderflike, so kan ons aangaan. En sommige mense konsentreer op die liefde alleenlik, wat attribuut van God is. En die liefde en genade. So dis asof hulle aan die tafel van hierdie nag sit, nou in vandag se tyd, en hulle kies, ek soek nie die binnegoed nie, ek soek nie die potjies nie, ek soek nie die kop nie, ek sal 'n ribbetjie vat. Die liefde en die genade, en hulle konsentreer en bou hulle teologie rondom net 1 of 2 attribute van die Here. En ongelukkig sien ek dit vandag, hoe dat soveel mense net konsentreer, die Here is liefde, en ons het hierdie feministiese idee oor Jesus as gevolg van medieval paintings en so, en ek weet nie wat dit in Afrikaans nie, maar middeleeue tekeninge en so aan, Jesus was 'n man van 'n man gewees. As jy gaan kyk en lees, Jesus was 'n man van 'n man gewees, nie die feministiese uitbeelding wat mens sien vandag nie. Jesus het ook nie oor hom laat loop nie.
Jesus het tafels omgegooi. Jesus het die sweep gevleg. Jesus het toe die ou omslaan in die gesig, toe sê hy, hoekom het Jesus hom gekonfronteer? Hoekom slaan jy my in die gesig? Jesus het dit toegelaat en verder het Jesus alles toegelaat wat nog gebeur het. Maar hy, wie God in die vlees is, en hy sê ook in die tuin van Getsemane, dink jy nie, ek kan my Vader bid dat hy 12 legioen engele nou stuur en my verlos nie. Dit was nie die spykers wat Jesus op daardie kruis gehou het nie. Dit is sy liefde vir jou. Maar nou wil mense kom na die lam toe, wie geslag is, naamlik ons Here Jesus Christus. En ons wil net pick and choose wat ons wil hê van die Here. Ja, ek hou nie van, daar kom 'n tyd van geregtige oordeel. Dit is op pad. 'n tyd wanneer alle dinge, bedekte dinge van die hart geopenbaar sal word en op die dakke verkondig sal word. Daai dag kom. Wanneer God mense in die hel gaan werp, omdat hulle Jesus Christus nie aanvaar het as hulle redder en verlosser nie. En dan Sondag sal ek bietjie daaroor gesels. God het elke moontlike ding gedoen om vir die mens die kans te gee, om die komende oordeel te ontvlug deur sy seun Jesus Christus. Maar mense steeds verwerp Jesus. En sê, alhoewel die sê nie, verwerp hulle Jesus Christus. En dit is 'n groot hartseer. Dis hoekom ons alles moet doen om mense te bereik vir die Here Jesus Christus. Maar afgesien daarvan, wanneer jy tot die Here kom, moet jy hom aanvaar vir wie hy sê hy is, nie wie jy dink hy is nie, hoor. Luister baie mooi, moet hom nie aanvaar vir wie jy dink hy is nie, maar vir wie hy sê hy is. Die tweede ding wat ek wil laat ons oplet, is as hulle die bloed van daai lam gevat het en dit net in 'n bak gehou het, die Israeliete nou in Egipte land, hulle het nou klaar die lammetjie geslag en hulle het die bloed, en hulle sit die bloed net daar neer, is dit genoeg gewees? Nee, want die Here sê uitdruklik, wat moet julle doen? Apply the blood. Apply, die Engels sê dit so mooi. Stryk die bloed aan die deurposte. Stryk die bloed aan die deurposte. Jy sien, dit is nie net genoeg, want die liggaam van ons Here Jesus het gebreek, is die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het. Die opstanding uit die dode van ons Here Jesus Christus, die verheerliking van ons Here Jesus Christus. Jesus het alles gedoen. En is nie net genoeg, want dit is wat baie mense doen is, en hoe baie mense kerk toe gaan vir jare en jare, en ek was een van hulle, en ek glo baie van julle ook, en nooit die Here Jesus Christus werklik aangeneem het nie, omdat jy aanvaar 'n godsdienst, maar nie die Here nie. Maar maak dit sin? En dan is die bloed en die lam daar. Dit was nie genoeg nie. Dit is net om dit daar te hou nie. Okay, Here, ons het nou gedoen wat jy gesê het. Nou wat? En die Here het gesê, nee, stryk die bloed aan die deurposte. En wanneer ek deur die land trek, en ek sien die bloed van die lam aan die deurposte gesmeer, sal my oordeel oor julle trek. Wat die Here vir my en jou deur dit sê is, neem die Here Jesus Christus aan, die vleis om te eet. Die bloed wat gestryk geword. Jy moet onder die bloed van Jesus kom. Wanneer kom ek onder die bloed van Jesus? Wanneer ek tot redding kom. Vir my was dit die 22 November van 2004, 11 uur die oggend, toe ek my hart en lewe vir Jesus Christus gegee het. Toe was die bloed van Jesus Christus hierdie drek van 'n sondaar se sonde weg, en die Here breek elke band en hy maak my 'n nuwe mens in Christus Jesus, deur sy kosbare bloed, deur sy Heilige Gees. Hy skape in my 'n hart van liefde, en van daar af is ek onder die bloed van die Here Jesus, en so ook vir jou, wat elkeen van julle Jesus Christus aangeneem het. Amen. So as die verderwer deur Egipte land trek en hy sien die bloed, kan hy nie aan jou raak nie. Amen. Sien julle die openbarings wat so tussenin lê? Kan hy nie aan jou raak nie, want jy is onder die bloed. Amen. Is dit nie awesome nie? Want jy is onder die bloed. Die deurposte was die bloed gesmeer gewees. Die bloed het nie daar gelê nie. Met ander woorde, salvation is not observation, but
but participation. Redding is nie net 'n aanskouding van wat gebeur het nie, maar dit is om deel te neem daaraan. Jy moet, ek kan nie vir jou nie, jy moet self Jesus aanvaar as jou redder en verlosser. Jy moet sê, ja, Jesus Christus, sondaar is ek, hier kom ek en ek gee my hart en lewe aan Jesus, aan U Here Jesus. En op daai oomblik word jy bedek met die bloed van Jesus en jy wandel in die lig van God. En 1 Johannes 1 vers 5 en 6 beskryf hoe dat die bloed van Jesus ons reinig as ons in die waarheid wandel. En sodoende moet ek en jy Jesus Christus aanvaar. Nog 'n interessante ding, net iets van interessantheid, is dat die Here het gesê, geen been mag gebreek word as jy verder by die huis gaan studeer. Geen been mag gebreek word aan hierdie lam nie. Op die kruis was die 2 diewe langs Jesus se knie gebreek gewees. Hoekom? As jy 'n bietjie verstaan, miskien sal ek sondig dan raak as die Here wil, ek voel ek moet, dat die kruisiging, as jy die kruisiging verstaan, hoe mense gesterf het, is as gevolg van 'n hart, of van versmoording. Hoe Jesus gesterf het, was dat Jesus het gesê het, Vader, in my gees gee ek die hande. Jesus het die gees opgegee. Amen. Maar ons weet ook as gevolg van die water en die bloed wat uit Jesus se sy uitgeloop het, weet ons dat Jesus se hart het en meegegee. Jesus het gesterf aan 'n gebroke hart. Laat dit insink vir 'n oomblik. Letterlik 'n gebroke hart. Hier kom die ding. As jy kyk na toe die Romeinse soldate langs die kruis van ons Here Jesus staan, hulle kom by die eerste dief in hy lewe, toe breek hulle sy knie. Hoekom? Want hulle het, as ek die kruisiging vir jou beskryf, die manier hoe hulle gekruisig was, hoe 'n persoon asem, die enigste manier om asem te kry, is om letterlik die spykers wat in die hand, hierdie vorm nog deel van die hand, die spyker wat in die hand ingeslaan is, en die spykers deur die voete, die enigste manier om asem te haal, is om letterlik jouself op te trek. Dan maak jou longe oop, en sodra jy weer sak, druk jou skouers en hierdie bene jou longe in. Dis hoe mense gesterf het. So dis hoekom die Romeinse soldaat toe gekom het. Die eerste knie gebreek, laat hy homself nie meer kon verder opdruk nie. Met ander woorde, jy gaan nou versmoor. En toe hulle by Jesus kom, sien hulle dat Jesus dood is. En die Romeinse soldaat steek die spies in Jesus se sy na water en bloed uitgekom. En hulle was verbaas. Hulle kom by die tweede dief, breek sy knie. En daar kom volgens die woord van die Here, nadat hulle knie gebreek het en Jesus gee die gees op, toe kom daar 'n magtige aardbewing. En dooies, heilige dooies, het opgestaan uit die dood, dat mense in die stad verskyn. Nee? En Jesus Christus sak af in die hel. Volgens Handelinge 2 en vele ander versgedeeltes, Efesiërs 4. En hy neem die sleutels van die dood en die doodryk weg. En hy oorwin die Satan. Hulle het gedog, hulle het hom vir 'n oomblik. Ek kan dit sommer my gedagtes wêreld sien, hoe dat die Satan met al sy demone en magte, wat ook al daar sit in 'n duister donker, want ons weet, eintlik is hy nog nie in die helse vuurvlamme nie. Hy is nog nie in die helse vuurvlamme nie, maar kom ons gestel hom maar uit 'n kamer in een van die helse poorte. En al sy demoniese magte en owerstes oor nasies is daar. En hulle sê, ons het die Messias deur die dood oorwin. Die sogenaamde Messias, tot sy disippels het hom verlaat by die kruis. Net een het oorgebly, Johannes. Al die ander disippels het gevlug. Ons het hom oorwin. Hy's dood. Hy's nie die seun van God nie. Hy is nie die redder nie. Ons het probeer toe hy gebore was deur Herodes werk om hom dood te maak. Onthou want Herodes het al die babas doodgemaak. En toe op die see van Galilea, toe ons hom probeer laat verdrink, maar ons kon nie want hy het gesê storm word stil. Ja.
En toe hulle hom by die berg wou afstoot, Lukas 4, het hy omgedraai en tussen hulle deurgestap. En toe hulle dit en hom met klippe wou weggegooi het, ons kon nie. Hy's dood! Die sogenaamde Messias is dood. Ons het hom. En iewerste in die gang van die diepte van die hel, hoor hulle. En is asof daai gang waarin hulle staan, of kamer stiller word. Al die owerstes van die owerstes oor die demoniese magte, gevalle engele met die Satan staan daar. En terwyl hulle celebrate with profanity, hoor hulle in die gang, kom haar voete aangestap. En die deur, of die sleep, die hek met daai grendels, wat al hierdie magte agter geskuil het, in daai helkamer, breek in stukke. En hulle sien die Seun van God verskyn aan hulle. En Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega. Kyk, ek lewe. En Jesus maak al, volgens Kolossense 2:14, maak hy en so aan, maak hy al daai demoniese magte magteloos in daai sin. En hy neem die sleutels van die dood en die doodryk weg. En na 3 dae staan Jesus Christus op en hy gaan verskyn aan sy disippels. En hy sê, ek is die Seun van God. Ek is God. Dis hoekom Thomas gesê het, nie Thomas nie, Thomas, toe hy gesê het, my God en my Here. Mense, ons het die pragtigste koning. Maar wat eis die Here van my en jou? Salvation is not observation, it is participation. Ek gaan weer sê, salvation is not observation. As jy wil gered word, jy kan Sondag vir Sondag kerk toe gaan. Jy kan konferensie vir konferensie bywoon. Jy kan die Bybel van agter af vorentoe ken in Hebreëus, Aramees en Grieks. En jy kan nog steeds opregheid op pad hel toe wees. Because salvation is not observation, it is participation. Jy moet die lam van God eet. Jy moet die bloed van Jesus smeer, aanvaar. Jy moet ja sê vir Jesus. Niemand kan dit vir jou doen nie, jy moet dit doen. Jy moet daai dag moet aanbreek vir jou. En Jesus Christus, sy bloed was op die deurposte, nie meer wil ek volstaan. Jesus se bloed was op, die bloed van die lam was op die deurposte gesmeer, ja. Die bloed van die lam was 'n tipe van dit wat nog moes kom. Jesus Christus, dit het gewys in die toekoms in. Die Levitiese wet, wat die Here gegee het, na Exodus, die Levitiese wette, die 613 wette wat daar gegee is, al die offers wat gebring was deur die jare heen, dink bietjie net vir 'n oomblik daaraan, die bloed wat gevloei het alreeds, toe die Here Adam hulle beklee het vir Adam en Eva. Onthou julle, die Here het vir Adam en Eva beklee met velle, met 'n dier se vel, want hulle het hulle self met 'n vyeboom se blaar probeer bedek. Toe wys die Here vir hulle, nee, hierso is 'n vel, verwys terug, daar gaan iets onskuldig gaan in jou plek moet sterf vir dit wat jy gedoen het. Dit wys vir die toekoms. So vanaf Eden af wys die Here dat dit is deur die bloed van die lam wat die verlossing kom, waar daar vir jou vergifnis van, of in die Ou Testament, bedekking van sondes was. En onder die Levitiese wet, hulle het, al daai magdom Israeliete, het hulle offers gebring by die tabernakel, later die tempel, en die magdom offers, al daai bloed wat gevloei het. Iemand het eendag gesê, om en by 1 biljoen diere, wat se bloed gevloei het, vir die bedekking van sondes. Dit kon nie die sondes wegneem nie. Hoekom? Want Hebreërs 9 sê vir ons,
Al daai goeters was 'n skaduwee van wat moes kom. En daai wat wie moes kom is Jesus Christus. En een druppel van sy bloed maak jou vry. Was jou sondes weg. Breek Satans magte, jikke, depressie, repressie, suppressie, depressie. Maak nie saak wat jy nog daar by depressie wil sê nie. Een druppel van Jesus bloed breek elke mag van Satan, want hy is die vlekkelose lam van God. Offers het ek nie in baie gehad nie, maar hy het vir my 'n liggaam voorberei. Dit is wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. My vraag, en hier kom die challenge vir jou, wat doen jy? En nie meer wil ek volstaan, wat doen jy? Gaan jy ja sê? Kom ek sê jou net dit. Jy kan Jesus of voor ja sê, of voor nee sê, maar jy gaan hom nie vermy nie. Want op oordeelsdag gaan hy daar wees. Jy kan vir Jesus, die moslims, boeddhiste, zoarisme, ateïste, jy kan Jesus of aanvaar, of verloon, maar jy gaan hom nie vermy nie. Hy sien jou by oordeelsdag. Dan gaan hy die nasies in wreek trap het hulle bloed spat. Ons kanaal van lees in Jesaja 63. Die enigste manier is deur Jesus bloed. Kom ons staan op ons voete. Vader, laat ons dit besef, laat ons daai besef kom, want elkeen van ons moet self ja sê vir Jesus. My God, asseblief werk in elke hart vanmôre. Deursoek elke hart, deursoek die niere van die mens en openbaar die Here Jesus Christus aan elkeen vir wie U is. Woorde kan nooit genoeg dankie sê vir wat U gedoen het nie. Dankie is so 'n klein woordjie om te sê dankie is baie bitter, baie dankie Here Jesus vir wat U gedoen het. U het nie nodig gehad nie om dit te doen nie, maar U het ons so lief, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, baie dankie, uit die diepte van ons harte uit, en ek eer U in Jesus magtige naam. Geliefdes, baie dankie dat U nou net na hierdie boodskap geluister het, en ek glo dat dit vir U werklik waar baie beteken het. Soos wat ons gesê het, en ek ook nou weer sê, soos wat die woord van God vir ons leer, dat daar is net een weg tot die Vader, en dit is deur Jesus Christus alleenlik. Daar is geen ander manier nie. Ek gaan jou weer eens vra, jy wat nou na my kyk, as jy nou tot sterwe moet kom, waarheen gaan jy? Dit kan of net die hemel wees, of die hel wees. En as jy Jesus Christus nog nie aanvaar het as jou persoonlike saligmaker, redder en verlosser, en jou bekeer het na hom toe nie, dan wil ek vir U sê, sal jy nooit die poorte van die hemel instap nie. Maar U kan vandag dit verander, deur om jou hart en lewe oor te gee aan die Here Jesus Christus. Daar waar jy nou na my kyk, daar's niks wat jou werklik verhinder om jou 'n oorgawe te maak en jouself oor te gee aan die Here Jesus Christus nie. Ek gaan 'n gebed bid en ek wil vra dat as jy vandag opreg is, jy wil jou hart en lewe vir Jesus Christus, jy wil vandag 'n oorgawe maak en die Here leer ken en 'n pad met die Here begin stap, wil ek saam met jou bid. Die woord van die Here sê in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal jy gered word. Ek kan nie dit namens jou bid nie, dis 'n gebed wat jy self moet bid. So ek gaan net 'n gebed bid en die herhaling van hierdie woorde in sigself gaan jou nie red nie, maar dit wat uit jou hart uitkom, waar jy Jesus Christus aanroep as die Here van jou lewe. So ek gaan vir U bid en ek gaan U vra om saam met my 'n gebed te bid en dit uit jou hart uit te bid saam met my, te glo, te vertrou en te weet dat jou redding lê slegs in Jesus Christus van Nasaret. Daar waar jy is, gaan op jou knie of buig net jou hoof en bid hierdie gebed saam met my. Sê, Hemelse Vader, ek erken ek is 'n sondaar op pad hel toe. Ek het 'n redder nodig. En daar is net een. Sy naam is Jesus Christus.
Here Jesus, U het vir my gesterwe, U bloed is vir my gestort, U het uit die dood uit opgestaan, en op hierdie oomblik gee ek myself oor aan U. Here Jesus, ek bekeer my na U toe. Was my skoon met U kosbare bloed. Maak my 'n nuwe mens. En vul my met die Heilige Gees. Van vandag af wil ek U dien en volg. Leer my en lei my. En ek erken nou dat ek is kind van God deur die kosbare bloed van Jesus Christus van Nasaret. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, as jy die gebed gebid het en dit is uit jou hart uit, wil ek vir jou sê welkom by die familie van God. Jy het nou net 'n oorgawe gemaak en waar jy die Here Jesus Christus aangeroep het as die Here van jou lewe. Ek wil jou aanmoedig, sluit by 'n kerk aan wat die woord van God preek, waar daar nie fabels verkondig word nie, maar waar die woord van God gepreek word, nommer 1. Nommer 2 is beweeg tussen geestelike vriende en so aan. En dan nommer 3 is dat gaan na ons webtuiste toe, www.deonallers.co.za. En jy sal gaan sien onder boodskappe is daar 'n boek met die naam, of is daar 'n link, kan ek maar soos die Engels sê, met die naam van Fondasie. Daardie boek is geskryf en hy's gratis aflaaibaar. Hy's geskryf vir nuwe bekeerlinge, maar ook nie net vir nuwe bekeerlinge nie, maar vir mense wat selfs gevorder is in die Here, maar wat graag meer wil leer. Dis 'n 40-dag studiegids wat jou gaan leer, gaan help om te groei in diepte in die woord van God. En ek wil vir jou sê, jou lewe sal nie weer dieselfde wees nie. Dis Bybelstudie daai. So doen 'n 40-dag Bybelstudie saam met my in daai boek en van daar af gaan jy op jou eie aan. Maar gaan download daai boek, hy's gratis beskikbaar, gaan soontoe. En dan wil ek jou ook vra, stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp of 'n e-pos en vertel vir ons van u oorgawe wat u gemaak het en wat u die lewe aan die Here Jesus Christus oorgegee het. Ons wil graag daarvan weet en saam met u bly wees en weet dat die Here seën vir u. Ek wil u ook aanmoedig, ons stuur weekliks WhatsApp preke uit, preke op WhatsApp. As jy hierdie preke wil ontvang, stuur sommer nou dadelik jou naam en nommer na Maritza Allers toe. Dit is by 076 3733143. Jy moet haar nommer save op jou foon en vra sê Maritza, stuur vir my die preke en sy gaan vir jou elke week wanneer ons preke uitstuur, gaan sy vir jou 'n preke uitstuur, nuwe preke wat uitkom en so voorts. Stuur dit na die nommer toe op die skerm, na die WhatsApp nommer toe en ons gaan vir jou op die lys plaas waar jy dan weekliks preke gaan ontvang. En ook kan jy by ons YouTube kanaal gaan aansluit onder Deon Allers en gaan kyk, daar is ook oor die 100 preke en boodskappe en musiek en so aan wat ook vir die groot seën gaan wees. Daar staan subscribe, gaan subscribe daar en daar's ook 'n klokkie. Klik op daai klokkie wat u gaan, soos die Engels sê, notify. Dit gaan u in kennis stel wanneer ons nuwe beeldmateriaal op YouTube laai. So gaan sommer nou dadelik doen dit en ek is so opgewonde saam met u. Ek is bly, laat weet vir ons, die Here seën vir u. Amen en amen.